Ek lees vir u graag vanoggend die interessante verhaal van Matteus 4 vers 18 tot 20. Terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle: "Kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak." En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. Die kerk word vergelyk met 'n vissersboot in teenstelling met 'n passasiersboot. En in hierdie wintertyd, terwyl dit 'n voorbereidingstyd is, 'n tyd waar ons onsself moet voorberei vir die lenteseisoen wat kom en die werk wat wag, wil 'n mens vanoggend vir jouself afvra: is ek nog op God se vissersboot of is ek op 'n passasiersboot? Wat is die doel van 'n passasiersboot? Dis daar vir gemak en ontspanning, lui lekker op die dek rond lê, lekker eet, alles geniet wat voorgesit word. Jy kyk net hoe werk die bemanning en personeel, maar self hoef jy niks te doen nie. Wat is dan die doel van 'n vissersboot? Dit is om vis te vang. Daar word gewerk, daar word nette heel gemaak, visse word bewerk, daar word geroei. Ongelukkig wys die kerkgroei statistieke vir ons dat 70% van die kerk van die Here bestaan uit mense wat net op 'n passasiersboot is. Hulle is nie besig om vis te vang nie. Met ander woorde, om siele te wen nie. Om nette heel te maak nie. Met ander woorde, om verkoudes of mense met nood te bedien nie. Visse te bewerk nie, met ander woorde, in 'n bedieningsgawe te staan waar jy besig is om mense se geestelike lewens in te belê nie, of om te roei nie. Met ander woorde, om saam met die ander verantwoordelikheid en rentmeesterskap vir die gemeente te vat nie. Hulle is op 'n passasiersboot, waar hulle ontspan en alles geniet. Kyk hoe werk die ander, kies self waarvan hulle hou en waarvan nie, en lewer dan kritiek op dit waarvan hulle nie hou nie, maar maak geen bydrae self tot dit wat aangebied word nie. In 1 Petrus 4 vers 10 lees ons: na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Romeine 12 vers 6: God het vir elkeen van ons sekere bekwaamhede gegee en ons moet hierdie bekwaamhede in die gemeente gebruik. Ons moet dus soos 'n vissersboot wees, waar elkeen op die boot 'n taak en 'n funksie het. Jy gaan nie op 'n vissersboot om die rit te geniet nie. Jy het 'n doel. Ek gaan om daar te werk. Die passasiersboot vaar heen en weer na bestemmings en terug, maar die vissersboot beweeg altyd na 'n eindpunt toe. Ek wil baie graag vanoggend vir u kom vra of jy nie ook in hierdie tyd waarin ons lewe, waarin so baie dinge gebeur in die kerkewêreld en waar so baie dinge aangebied word, ook weer jouself bietjie ondersoek om te sê: Here, as u na my lewe kyk, hoe ek u dien, hoe ek die gemeente bedien, hoe ek saai in die gemeente, hoe ek saai in ander mense se lewens, sou u na my kyk as iemand wat op die vissersboot is van Jesus? Of Here, het ek dalk op 'n passasiersboot gekom, waar alles net na my sin moet wees, waar dinge my maklik kan pla, waar ek nie hou van hoe dinge gebeur nie, nie alles net kan geniet nie, ook dikwels kritiseer en afbreek en nie omgee wat ek vir ander sê nie. Op 'n vissersboot is dit nie altyd gerieflik en gemaklik nie. Die storms waai soms hewig, jy reën nat en daar word onder alle omstandighede vasgebyt en gewerk. Daarom, omdat diegene wat op 'n vissersboot is, weet, hulle voortbestaan hang af van die visse wat ingebring word. Is jy op 'n vissersboot van die Here of is jy net op 'n passasiersboot? God roep ons almal op om vissers van mense te word en in sy koninkryk te dien. Dink 'n bietjie na
oor hierdie gedagte vanmôre in Jesus mooi naam. Amen.